Jy luister na Perspektief, 'n program van Radio Scriptura. Welkom. Perspektief wil vir jou 'n vars, Bybelse perspektief gee op enkele nuusgebeure van die afgelope maand. Die gesprek word vandag gelei deur Jaco de Beer. Goeiemôre ook aan al ons luisteraars en ook my kollega Nicolas Pinaar wat saam met my vanoggend opneem Oktober in Perspektief. Goeiemôre Nico, hoe gaan dit daar by jou? Jaco, baie goed en self. Ek het selfs môre tyd gehad om te gaan draf. So ek is hopelik vars op hierdie, ons neem op 'n Vrydag op. So ons sien uit om saam te gesels. Lekker om jou te sien. Lekker man, lekker. So ja, ons doen elke einde van die maand wat ons noem Perspektief. En die doel is om die maand se prominente nuusgebeure in die lig van die skrif te beskou, om sodoende Christene of gelowiges dan ook te help. Hoe dink ons oor die wêreld waarin ons leef? Wat riglyne gee die skrif vir ons en hoe kan ons onsself navigeer? As pelgrims op pad na die ewige stad toe, hemelse stad toe, deur hierdie wêreld, maar ook om nog steeds lig en sout te wees. So dit is die doel van Perspektief. Ons het 3 stories, Nico, gaan net vinnig op die skerm gooi en dan keer ons terug na die eerste een toe. Die eerste een is koning en die paus saam in gebed, symbool of skrifwaarheid. Is dit 'n simbool van eenheid of skrifwaarheid? Wat sê dit daaroor? Natuurlik koning Charles en die paus wat geskiedkundig die eerste keer sedert die 1500s na die kerk van Engeland en die Rooms-Katolieke kerk geskei het, saam bid die week. Daar is baie ekumene dinge in die wêreld aan die gang, nee, maar ons moet die vraag vra, is dit ware ekumene? Ons het laasweek was daar ook 'n ekumeniese episode gewees. So ons wil mooi onderskeid tref tussen wat ons as ekumenies verstaan en wat die wêreld sê dit is. Ja, ek dink dis 'n belangrike onderwerp in ons tyd. So ons 'n bietjie mooi gesels daaroor volgende. Die tweede een is ook miskien verlangs verwant. Jy weet, kerk en staat, kerk in die staat of kerk saam met die staat, en dit is natuurlik die stryd oor die nuwe kommissie, sy afkorting is CRL, dis 'n Engelse afkorting, van net die naam van die kommissie gee. Dis 'n kommissie, artikel 22 kommissie wat ten doel het om nuwe wetgewing in te stel om kerke te reguleer. Nou hulle sê vir ons die motief is 'n goeie motief. Ons weet natuurlik van al die vals dinge wat gebeur in die naam van die kerk, soos ons baie ouens al gesien het, petrol drink en gras laat eet en allerlei goede, né? Ook beheer van geld en sulke goede. So nou wil hulle dit aanspreek. Jy het nie al probeer om doom te spuit om jou hare te laat groei nie, Jaco. Nee, ek sien hulle doen dit, hulle spuit doom net in sy gesigte, maar nee, dit werk nie vir my nie. Ja, dis 'n ding wat gebeur ou maat, en sy gebeur dit gebeur. Maar ek wil net weet, Jaco, het jy die staat nodig om vir jou te sê dat dit 'n slegte idee is? Interessant, nee, ja. Dis 'n baie goeie vraag, hoor. Ons kan hom bietjie maar goed, ja. So, hulle motief is sogenaamd goed, maar as ons nou bietjie gaan kyk na die saak, sal ons sien die inhoud daarvan is baie meer as net die eenvoud van etiese beheer of etiese regulering. Goed, die laaste een is vir my nogal, ek dink die toppunt van volgende, ek dink ons moet kyk dat ons bietjie baie goed tyd hier aan spandeer, wat is baie naby eie bodem, wanneer die kansel 'n markplein word. Die Grote Kerk het die afgelope Sondag, 26 Oktober, wat nogal Reformatie Sondag was in baie kerke, 'n intergeloofsbyeenkoms gehou vir Gaza, waar daar Jode, moslems en allerlei sekulêre leiers van die kansel af boodskappe gebring het en selfs gebede opgestuur het. So, dis ons 3 stories nie, kom ons begin by die eerste een. Ek gaan 'n kort oorsig oor die storie gee en dan kan ons saam verder gesels daaroor. So, die storie gaan oor koning Charles III wat met die paus Leo saam in openbare gebedsdiens gehou het by die Sistine Kapel in die Vatikaan. En dit is die eerste keer sedert die skeuring van die kerk in Engeland in 1534 dat 'n regerende Britse monarg saam met 'n paus 'n publieke kerkdiens optree. So dis 'n redelike gebeurtenis. Die gebeurtenis vind plaas te midde van wêreldwye politieke spanning en word gesien as 'n simboliese tree in die rigting van versoening tussen die kerk van Engeland en die Katolieke kerk. Nou, met deesdae kan mens amper sê hulle is eintlik maar op 'n manier simbolies bedmaatjies wat teologie aanbetref, nie asof ek nou weet
wat een van die twee is nou regtig regsinnig nie. Maar ja, die beginsel hier agter is die sogenaamde simboliese versoening. Bykomend, en dis 'n groot stap hierdie, bykomend het die koning 'n eretitel en 'n simboliese stoel ontvang van die basiele, wat die historiese bande met die Engelse kroon erken. So, dis ons storie uniek, en ek dink as inleiding wil ek hierdie gedagte op die tafel sit waar ons dan verder kan gesels is, wat sê die Bybel hieroor, wat is ware eenheid? Kan daar ware eenheid bestaan buite Christus, buite die evangelie, buite die woord van God? Jesus bid daar in Johannes 17 vers 20 tot 21, dat sy kinders waarlik een mag wees, en dat hulle ook geheilig sal word deur die waarheid. U woord is die waarheid. Die skrif leer dus dat eenheid sonder waarheid nie ware eenheid is nie. As twee kerke saam bid, maar nie oor die evangelie van genade alleen in Christus alleen saamstem nie, is dit nie 'n geestelike versoening nie, maar waarvan wat is dit dan simbolies? Paulus waarsku dat ons nie geestelike eenheid kan hê met die leer van die evangelie, buite die leer van die evangelie en dit verdraai nie. So, dit is die invalshoek wat ek hier wil neem, en natuurlik is ironies, nee, dat dit nou sogenaamd gesien word as versoening en eenheid, as dit van twee kerke afkom, wat beide maar van die evangelie en van die woord afwyk. Wat sou jy sê, Nick? Dit is in Boere-Afrikaans complicated. Oor net die stories, en ek begin nog by praktyk, nee. Ons moet besef, die Vatikaan is die Vatikaanstad. Hulle beskou hulle self as 'n staat, die Rooms-Katolieke Kerk. So ons moet nie net hierdie beskou as die staatshoof of die monarg van Brittanje wat 'n kerklike leier gaan besoek nie. Dit is die ontmoeting van twee staatshoofde. En in die Rooms-Katolieke leer tref hulle nie soos ons protestante 'n skeiding tussen kerk en staat nie. Hulle sien dit as een stelsel waarin die kerk konings aanstel en afstel. Dit is waarin die reformatie by veral Engeland neergekom het, wat daar die paus het die destydse Britse monarg geëkskommunikeer, en hy het vir hom gesê, wel, joune ook, en ek is nou die hoof van die Britse kerk, maar terselfdertyd het daar die Britse aartsbiskop Thomas Cranmer, het hy tot protestantse oortuigings gekom, en die Britse kerk was dan nie net 'n aparte Roomse kerk nie, maar het werklik gereformeer, en daarin het mens die 39 articles gekry, en daar was dan oorlog ook gewees tussen Roomse mainland Europa en protestantse Engeland gewees. Soveel so, hierdie episode gaan uitkom wanneer 'n klomp mense 'n rympie opsê, remember the 5th of November, the gunpowder treason and plot, want dit was toe Jesuïet die Britse parlementsgebou wou opblaas. So daar was oorlog, daar was spionasie, en al daar was, dis regtig 'n historiese skeiding gewees, en ook wat grense betref, en die Britse monarg, deel van sy amptsbeloftes is om die protestantse godsdienst te handhaaf, en hy doen dit nou nie. So hy tree strydig sy eie amptsbeloftes op, maar oor jou vraag oor eenheid, uit die reformatie uit, vir ons as protestantse is ons van oortuiging dat die leer van die regverdigmaking deur geloof alleen is die skarnier waar die kerk staan of val. En die Roomse kerk leer sedert die konsilie van Trent, wat in antwoord op die reformatie gegee was, hulle verklaar 'n vervloeking oor diegene wat glo dat jy deur geloof alleen verlos word. Dit is die protestantse belydenis. Ons word deur geloof, deur genade alleen, nie deur ons werke nie. So nou om saam te kom bid is 'n verloning, en ek dink dit is ook 'n onderwerping op 'n vlak van die Britse monargie
aan die Vatikaan. Daar word erkenning gegee, want die Britse monarg, as jy onthou, rukkie terug is bevestig, en dit was die aartsbiskop van Brittanje wat die kroon op sy kop gesit het. Wie gaan die kroon op die volgende of op die volgende Britse monarg sit, en watter gevolge gaan dit hê? Ek dink nie dis 'n terugkeer noodwendig na die tydperk van die reformatie en so wat daar werklik 'n dryf was om Rooms-Katolisisme te vestig. Ek dink polities is die wêreld anders vandag, maar daar's ons radikale leerverskille tussen die histories Anglikaanse kerk en dit wat tans aangaan, en ons mens sien dit ook plaaslik met kerke soos Reach ter plaatse, Gafcon, wat sê ons gaan nie saam met die Anglikaanse kerk in hierdie rigting, ons maak 'n breek daarvoor, en ek dink daar's 'n paar ernstige protestante in Brittanje veral wat absoluut verontwaardig is deur hulle eie monarg se leuns wat hy nou bevestig deur met die paus te gaan aanbid. Kan mens 'n koning of 'n president vertrou wat sy amptseed so blaatant oortree? Dit is moeilik. Ja, skus. Dis bietjie losgedagtes, Jaco, maar dis complicated. Dis 'n klomp goed wat saamkom. Wat my nogal ironies in die saak is, as mens bietjie terugdink in die geskiedenis, die skeiding het begin met koning Hendrik die 8ste, wat wou skei van sy vrou Katharina om te trou met Anne Boleyn. En die paus wou dit nie erken nie, wou nie daai egskeiding erken nie. En dit het gelei tot die skering onder andere tussen Kerk van Engeland en die kerk van en die Rooms-Katolieke kerk, wat op daai stadium die aanvaarde kerk van Engeland was, en daai sogenaamde Act of Supremacy wat hulle noem, wat verklaar het dat wat die Engelse verklaar het, maar die paus is nie die hoof van Engeland en ook die hoof van die kerk van Engeland, en daar die skeiding plaasgevind. So dis 'n immorele daad wat tot hierdie skeiding gelei het. En nou dink mense, okay, dit is nou 'n mooi ding dat hulle bymekaar kom, maar op 'n manier is dit weer 'n immorele daad wat eenheid probeer vind, want die eenheid word nie gevind in Christus en in die evangelie nie. Maar dit is wat die tendens van ons tyd. Daar's baie bewegings rondom eenheid, en dit my baie dink in die toring van Babel, nê? Die mense bymekaar kom om sy eenheid op sy terme te bou, omdat hy by God wil uitkom op sy manier. Ons gaan later in ons program oor baie soortgelyke bewegings praat. So, die groot vraag sou wees, ja, bid vir wêreldvrede. Die Bybel roep ons op om te bid vir regerings en vrede, en dat die evangelie kan uitgaan, maar selfs vir konings en regerings, maar hierdie gebede moet altyd kom vanuit die hart van getrou bly aan Christus. Ons bid vir versoening tussen mense en volke, maar nie ten koste van die waarheid nie. God wil hê dat sy kerk hierdie onderskeidingsvermoë moet hê. En dit waarsku ons baie duidelik. Daar in Matteus 8:15 het Jesus vir die kerkleiers van sy tyd gesê, hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Vergeefs dien hulle my, omdat hulle die gebooie van mense volg. So, openbare gebede of ekumeniese gebare lyk indrukwekkend. Almal kyk hierna, nominale Christene kyk hierna, en dit is wonderlik en almal voel goed. Die wêreld kom bymekaar, en laat my baie dink aan daai lied wat ook gespeel is met die wêreldbeker van 1995 van PJ Powers, nê. Almal is vreeslik euforias en sentimenteel oor hierdie eenheid, maar wat 'n eenheid praat ons hiervan? Jy weet, ons praat nie van 'n eenheid nie. So dit is net iets kan noem. So ek was in 'n Engelse seunskool, en wat ek daar beleef het was 'n skoolhoof wat 'n ateïs was. Ek het dit eers in my matriekjaar uitgevind het. Wat omdat dit tradisie is in daardie tradisionele Engelse seunskool, was daar elke dag met skriflesing en gebed geopen deur hom. Daar was hymns gesing, Christelike hymns. Die pragtige gedeeltes uit die evangelie is gelees, gewoonlik wetstekste, die tweede helfte van Paulus se briewe van die liefde doen dit, en jy moet mooi en opreg en eerlik wees, en al die morele dade, maar die hart van die godsdiens was nie daar nie. En ou baas Martin Lloyd-Jones, hy's 'n goeie naam, hy het gewaarsku, hy was 'n Walliser, maar ook uit Brittanje, hy het gewaarsku teen schoolboy religion.
Dat jy daai uiterlike vorm van die godsdienst het, maar nie die hart van die saak nie. Ek dink hierdie is 'n voorbeeld daarvan. Hierdie is net seremonie. Ek dink in alle erns, dit beteken niks vir die monarg van Brittanje nie. Ek weet nie wat dit vir die huidige paus beteken nie, en ek dink polities moet mens seker vra, wat wen Brittanje, wat wen hulle monarg deur hierdie te doen, en wat se verlies ly hy, en in alle waarskynlikheid dink hy dat hy nie veel verlies gaan ly deur sy historiese protestantisme af te sweer nie. Tekenend van hoe swak ook protestantisme in Brittanje tans is, waar dit eens die rede is, wel, ja, dit was 'n bestaansrede vir die Britte. Ja, my laaste opmerking voor ons na die volgende storie toe gaan is, Christene moet waaksaam wees. Ons is in 'n moeilike tyd waar daar baie verdrukking, wêreldoorlog en allerlei sulke goede is, en ek voel ook soms die klemming in my eie hart as ek net na al die dinge kyk wat in Suid-Afrika aangaan, en dan, ons het 'n begeerte na geregtigheid en na vrede en al die goede, wat nie verkeerde begeertes is nie. Ons moet onthou, daai begeerte sal nie volkome hier vervul word nie. Die kerk is 'n strydende kerk, wat deur moeilike tye gaan. Jesus het dit vir ons baie duidelik gesê, die apostels het dit vir ons gesê. So ons moet pas op dat ons nie verby die grens gaan van soeke na vrede en geregtigheid en eenheid nie. Die ware geregtigheid, vrede en eenheid gaan ons in die hemelse stad kry. Dit gesê, gryp mense omdat ons desperaat is na sulke goed soos hierdie, en dan voel ons, wow, hier is 'n nuwe beweging in die wêreld, en mense beskou dit as 'n herlewing en so voort. Ons moet ware eenheid, ons moet eenheid in die lig sien van die skrif. Ons gaan 'n strydende kerk wees. En ja, ons kan eenheid en vrede soek, maar ons moet besef, dit gaan nie volkome gebeur. Ons kan bid daarvoor, maar ons moet nie mislei word deur sulke simboliese gebeure nie. Goed, ons tweede storie is ook 'n storie op eie bodem, die kerk teen die staat, die stryd oor die kommissie, artikel 22 kommissie, kom ek gee vir ons gou agtergrond oor die storie. So waaroor dit hier oor gaan is, die kommissie is deur die regering aangestel, dis gebore uit die baie misbruike, en ek dink ook reg so, wat ons al self gesien het, van verskillende kerke, wat lidmate met mag misbruik, beheerende mag. Ek het al baie gewaagde opmerkings gesien uit byvoorbeeld pastoor Ad Boshoff se mond van die CRC kerk, baie erg aggressief teenoor sy lidmate wat hom sou kritiseer. Ek het ons weet van die baie nuusgebeure van mense wat met gras eet, jy het net gespot met doem in die gesig spuit. Ons weet van daai goed, daar is so baie van dit. Dan natuurlik ook geldmisbruik, waar 'n kerk met 'n pauslike stelsel sit, waar die predikant bo in die punt van die piramide sit, geld vloei in, leiers word superryk, mense moet net geen fonds word misbruik, ensovoorts. Nou, die regering wil hom nou op hierdie dinge toespits en die kerk nou reguleer. Natuurlik is die eerste vraag, is dit die plek van die regering selfs te midde van hierdie klomp immoraliteit en etiese kwessies om die kerk te reguleer? Wie is die hoof van die kerk? Nou, die storie agter die storie is dat iewers in die begin van Oktober het honderde duisende Christene van verskillende kerke opgeruk na die Uniegebou toe om teen hierdie komitee en wetgewing te protesteer. Die sogenaamde seksie 22 komitee wat deur hierdie CRL beskryf, word deur die CRL beskryf as 'n peer review of 'n gemeenskaplike verantwoordinghouing meganisme om oortredings binne geloofgemeenskappe te hanteer, maar baie kerklike leiers beskou dit as 'n stap na staatsbeheer. Protesteerders het veral aangedring op afsetting van die hoë voorsitter van die raad en beklemtoon dat die kerk sy eie sake behoort te bestuur sonder staatsinmenging. Dat selfregulering deur geloofsgemeenskappe moet geskied, nie deur die staat nie. Aan die ander kant het hierdie kommissie dan verdedig dat hulle ten doel het om nie om geloof te reguleer nie, maar om geloofsgemeenskappe te ondersteun. Nou, so hierop waar ek 'n bietjie wil infokus, want hier is die doel. Nou kan jy kyk of dit in lyn is met hierdie punt. Hulle sê nee, ons wil nie reguleer nie, ons wil net ondersteun, maar luister wat is hulle doel? En hier is baie rooi vlae, 4 punte, luister na hierdie 4 rooi vlae. Die doel volgens die amptelike doelwit van hierdie komitee. Eerstens, gelykheid tussen geloofs- en kultuurgemeenskappe. Nou hoor ons weer ekumene, né? Kere ekumene.
respek en begrip tussen verskillende gemeenskappe aanmoedig. Nou, hier moet ons vra, wat se respek praat ons hiervan? Ons gaan 'n bietjie daarop inzoom. Adviseer oor wette en beleid wat vryheid van godsdienst, kultuur en taal raak. So, sou godsdienstvryheid beteken, dis reg om voorvaardighede seeste te aanbid en jy mag nie daaroor teen uitspreek of jy mag nie jou lidmate daarvan vermaan nie. Ensovoort. So dit is hulle doel, so duidelik is die doel, is dit ondersteuning, moet 'n mens vir jouself vra. Hoe dit gaan werk is, kerke sal moet registreer, hulle sal hulle leiers en hulle finansies en hulle lidmaatstrukture moet registreer en heeltemal moet oopstel. Daar gaan onderlinge beoordeling ook plaasvind. Die kommissie stel voor dat, met ander woorde, kom ons veronderstel in die Kaap amper soos 'n klasse stig. Sien nou maar die Katolieke Kerk in die Kaap en die moslems en Anglikane en die gereformeerdes vorm saam 'n komitee en daai gesamentlike intergeloofkomitee moet toesig hou oor mekaar. Jy kan ook daar 'n klomp rooi vlae hoor. En moet dan ook kyk na leer en geloofspraktyk. Nou hier is ons 'n grys area, want wat nou van leer, want hulle noem spesifieke dit gaan oor sienings oor sonde, sekere dinge wat skadelik en onaanvaarbaar is, haatspraak raak betrokke. Wat mag jy sê vir 'n mede kerk? Mag ek byvoorbeeld preek teen mense wat sê Jesus is nie God nie, wat ander geloofsgemeenskappe verteenwoordig? Ons praat van die hele gay agenda in ons tyd, dat daar kerke is wat in geloofsgemeenskappe is wat dieselfde geslag huwelike en transgenderisme bevorder, en mag ek preek daaroor? Nou, dit sal beskou word as haatspraak of teenstrydig met hierdie beskerming en ondersteuning van geloofsgemeenskappe. So, dit is in 'n netedop. Klink vreeslik, vir my klink dit vreeslik, soos die Engelsman sal sê, noble, nie. Maar hierdie is 'n groot gevaarlig vir my, want wat het die staat te doen met die kerk? Op enige manier, op watse manier mag die staat die kerk reguleer? Natuurlik, daar is regte dinge, dink ek. Kom ons praat van gebouveiligheid. Daar is bouregulasies wat van die staat af gegee word. Daar moet branduitgange wees. Al daai goede is reg, en 'n kerk moet daaraan voldoen, en geen doen, kan jy toegemaak word. So op daai manier is dit reg, maar dit gaan nie oor leer en lewe en hoe die kerk moet moreel, eties vir ons die Bybel reguleer. En daar lê vir my groot kommer. Wat dink jy? Dis daai klassieke ding van, as jy niks verkeerd gedoen het nie, het jy mos niks om weg te steek nie, so maak jou boeke oop, laat ons kyk. En dit is soos ten tye van die Hugenote vervolging in Frankryk, dat die soldate in die Hugenote huise gehuisves is. Dat ons nou inspekteurs het in die kerke wat toesig hou oor wat, en oënskynlik om landswette te beskerm, en ek dink miskien 'n sneller vir hierdie kommissie. Ek het 'n bietjie teruggedink, net voordat ek Oos-London toe was as predikant, daar was daar 'n kultekerk, Seven Angels, wat polisiemanne in 'n hindernis ingelei het en vermoor het. En ek dink die vraag is van die staat se kant af, hoe reguleer ons dit? En ek het begrip daarvoor dat hulle duim op so iets sal wil hou, maar waar ons nou net gepraat het oor die skeiding van kerk en staat, wat 'n protestantse leer is, dat Christus koning is van die kerk en hy is koning oor die staat, maar die staat en die kerk is nie dieselfde instansie nie. Ja, ons onderwerp onsself aan die landswette, soos wat jy gesê het, Jaco, ons hou by bouregulasies, ons pleeg nie moord nie, of ook nie egbreek nie, anders as presidente en dies meer. Maar dis nie die staat se werk om te kyk na ons belydenisskrifte nie. Dis nie hulle werk om my kerkreg Latyns aan te haal. Die kerk is sui generis, ons is eie soortig. Ons het ons eie beleid wat uit die woord van God kom. En dit is nie vir die staat om ons te meet volgens die konstitusie van die land nie. Ons is nie 'n konstitusionele kerk nie. Ons behoort aan Christus en sy wet is die hoogste gesag. En waar dit gebeur dat daar misdade bedryf word deur kerke, dat daar piramideskemas is of kultegroepe of selfs misdaad
deur goeie soos die Seven Angels, dan moet die polisie optree. Dan moet die gereg geskied, maar dit is nie die taak van die staat om sodanig toesig te hou oor die leer, dat hulle die kiem daar smoor nie. Dit is uiters gevaarlik, dit klink soos wat in China aangaan, en dit is regtig 'n resep vir vervolging van opregte gelowiges, en mens kan net dink hier in Hermanus met die belofte bos trouvenue wat gesluit is omdat hulle nie 'n homoseksuele huwelik op hulle terrein wou gedoen het nie, die druk daarvan, want as die woord nie die etiek bepaal nie, en die kerkgemeenskap dit nie duidelik kan napraat nie, wie gaan nou sê wat wet is? En wanneer oortree jy die kerkwet en die landswet en wat ook al? So dis hierdie is in boere Afrikaans as 'n recipe for disaster. Ek hoop die staat sien hiervan af, en wat ek tog net wil sê is wat kan ons nou doen oor die saak? 'n baie goeie platform, en miskien kan ons in die toekoms bietjie daarna verwys op ons perspektief episodes, is Dear South Africa, wat 'n petisieplatform is wat gewoonlik heel ek wil sê noemenswaardige en ondersteuningswaardige sake het waar jy jou mening kan lig, en dit word na die relevante owerhede toegestuur. So dit is regtig Dear South Africa, DRSA is 'n goeie forum vir hierdie goeters, en hulle lê die wette eenvoudig uit wat mense ook kan lees en kommentaar lewer. Ja, ek dink nog 'n ding wat jy kan doen is, dit is op die oomblik oop vir publieke kommentaar, so ek dink kerke moet skryf, en Christene moet skryf. Jy kan na die regering se webtuiste toe gaan, ek het nou nie presies die skakel nie, maar mense kan dit dalk bietjie Google, die naam Google. Ek weet daar was die afgelope week 'n byeenkoms in die Kaap, 'n publieke byeenkoms, waar Christene na toe kon gaan en in publieke voorleggings doen wat hulle hieroor dink. Nou, dit is natuurlik 'n oop vraag of die regering al ooit hulle aan ons gesteer het deur hierdie publieke kommentaar, maar dit moet nie 'n verskoning wees nie, laat ons stem laat hoor. Ek dink kerke moet skryf, ons handhaaf nog steeds ons grens, ons wil nie met die staat een word nie, so ons gaan ook nie op hulle terrein oortree nie, maar as ons gevra word vir kommentaar, dan gee ons kommentaar, en ek dink die kerk met sy profetiese stem hieroor nakom, en skryf. So net 'n paar gedagtes van my verderkant af voor ons oorstap met die volgende toe vanuit 'n Bybelse perspektief. Dink jy het reeds daaraan genoem, Christus alleen is die hoof van die kerk. En dis die kern van ons gereformeerde belydenis, Kolossense 1 vers 18. Hy is die hoof van die liggaam, die kerk. En die Bybel stel dit duidelik, Christus regeer self sy kerk, en hy het ordes ingestel in sy kerk. En daai moet gerespekteer word. Geen menslike owerheid, of dit nou 'n koning, 'n parlement of 'n kommissie het gesag om oor geestelike sake van die kerk te heers nie. NGB artikel 27 sê vir ons dieselfde. Ons glo en bely een algemene Christelike Katolieke kerk, 'n heilige vergadering. Dis belangrik. Ek hou so mooi van hierdie woord, 'n heilige vergadering van ware gelowiges, wat deur woord van God geregeer word, nie deur mense nie. Dit is die kerkorde, dit is die regering van die kerk waarvan ons praat in ons gereformeerde leer. En so is die owerheid se mandaat dis beperk. Romeine 13 wat jy aangehaal het, leer van ons, daar is geen gesag behalwe God nie, en die wat daar is deur God ingestel. Maar Paulus voeg by dat die kerk 'n dienaar van God is. Dis interessant, nie 'n dienaar van homself en dan oorheersend oor die kerk nie. Wanneer die staat begin inmeng met die prediking, sakramente of leer van die kerk, dan sit ons met grense wat oorskry word. En so ons is 'n kerk het ook, bely ons ook, dat ons glo dat ons goeie God die owerhede verordeneer het, soos artikel 36 van ons gee, maar in artikel 36 vergeet ons nogal baie in ons tyd nie. Wat sê die kerk moet beskerm word om vryheid te hê, dat die evangelie mag verkondig word, en deur hierdie verkondig die anti-kris teengestaan word, en dat die regering 'n verantwoordelikheid om die kerk sy vryheid te gee en te beskerm om daai taak na te kom. Ek dink ons vergeet baie van hierdie artikel 36. Die kerk se regering staan natuurlik onder die woord, nie onder die staat. En ek dink jy het 'n goeie punt gemaak. Ons het wette nodig nie. Ek meen as iemand met 'n doem in die gesig spuit, dit is aanranding, gaan kla hom aan en is 'n filoof. Hoekom 'n wet daaroor skryf? So dit voel vir my daar's bietjie meer agter die ding. Ek meen as daar geld steel
ons beleid dit en die regering beleid dit. Dis waar ons net juist mekaar gesê het waar die landswette wel eens sê oor die kerk. As iemand geld steel, gaan kla hom soveel aan. Jy weet, moet jou beledig. Jy kan iemand van laster aankla. As iemand jou sleg sê, name noem in die kerk, gaan kla hom aan van laster, van menseskending of oneering van jou naam, wat ook al wette daarvoor. So as genoeg wette. Ons het nie nodig om 'n kommissie te hê. Ons het vir my meer agter die ding. Ek dink hulle wil leer, reguleer soos hulle dit wil hê. Hulle wil oor dit staan. En, nee, ons bely anders, dat die kerk staan onder Christus. Die waardeorde kom deur die Gees, nie deur 'n bureaukrasie. 1 Korintiërs 4 vers 33-40. Here ons God is nie 'n God van kwaad en orde, maar van vrede. Laat ons alles ordelik in orde geskied. En dis die kerk se regering onder Christus. So dis waar ons staan. Ek dink dit is waar ons met die storie volstaan ook dan eers. Die kerk moet getuig en ons moenie veg met wêreldse wapens nie. Dit sê ook baie van ons kerkregering. 2 Korintiërs 10, ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig om geestelike vestings te werp. Dis 'n geestelike stryd. Goed, ons laaste punt, ek meen as op baie om te sê, maar dis ons eers gaan volstaan. Ons laaste punt dan gaan oor vir my persoonlik baie hartseer gebeurtenis. Dit het my persoonlik diep in die hart gegryp nie. En dit is wanneer die kansel en die markplein een word. Die groot kerk, dis die NG Kerk in die Kaap, wat baie bekend is vir sy ekumeniese intergeloofbande en byeenkomste, het 'n intergeloofsbyeenkoms gehou nou die afgelope Sondag 26 Oktober, sogenaamd geregtigheid vir Gaza, Palestina. En kom ek lees die agtergrond van die storie, dan sal julle sien waarom dit my so aangegryp het en ek sal 'n kommentaar daarop lewer, maar op Sondag 26 Oktober 2021 het die Grote Kerk in Kaapstad 'n groot intergeloofsbyeenkoms aangebied wat gefokus het op solidariteit met Gaza en 'n oproep tot geregtigheid en vrede. Weereens hierdie onderwerp van vrede, né? Geregtigheid, wêreldse vrede. Die geleentheid is glo goed bygewoon met 'n volkerk en hoor mooi, waarin Christene, moslems, Jode en sekulêre deelnemers saam teen geweld en lyding van Palestina standpunt ingeneem het. Daar was 'n VN verteenwoordiger van Seska Albanese wat die gehoor toegespreek het, en daar's ook later het daar ook boodskappe gekom van Jode en moslems. Daar was 'n imam wat gepraat het, 'n bekende imam en gepraat het. Die webtuiste Cape Interfaith Initiative het gerapporteer Jewish and Islam messages from the pulpit. Dit wil sê boodskappe van Joodse en moslemse verteenwoordigers van die kansel af in die Grote Kerk gebring. Ek moet in my lewe gedink dat ek so iets sal beleef, nie dat 'n moslim op 'n kansel klim in 'n gereformeerde kerk, maar okay. Gereformeerd deesdae, die is ook relatief deesdae, né? En daar is ook getuienis gelewer deur Erika Bonman wat gesê het, as a girl, I attended the NG Kerk with my parents and our fellow whites only congregants. Today, Jewish, Muslim and Christian prayers arose together in unison. The same walls that once sanctified separation now holding space for the solidarity. So wat 'n eenheid, wat 'n separation, dat met jy dink aan Paulus se woorde in Efesiërs 2, daar is geen skeidings meer nie, maar wow, om dit deur te trek na moslim, Jood en sekulêr toe is dan buitgevat. Organiseerders het die gebeurtenis beskryf as 'n gebaar van eenheid en menslikheid, humanisme, wêreldse humanisme, met die doel om te wys dat mense van verskillende geloofstradisies saam kan kom en vrede najaag en saam kan bid. Die fokus was nie slegs op emosionele solidariteit nie, maar ook op morele verantwoordelikheid en die oproep tot wêreldwye vrede en geregtigheid. Ek het die foto gesien. Dit het my geruk, ek moet eerlik vir jou sê. Ek het 'n moslim imam, 'n moslim op 'n kansel gesien. Ek het in my lewe nooit gedink dat ek dit sou sien nie. Wat dink jy? Ek dink net eerstens oor die simboliek om vir jou te vra, Jaco, hoekom is 'n kansel 'n belangrike plek in die erediens? En hoekom is dit net soos 'n kateder waar iemand gaan staan en praat? Is daar ietsie meer agter dit? Anderster soos jy dalk nou net 'n formalis wat sê hy daar's 'n ou wat 'n speech gegee het. Hoekom? Wat is belangrik aan 'n kansel?
Ek wil jou baie graag antwoord. Hierdie is 'n Bybelse ding van die vroegste tye af. Mense dink 'n kansel bestaan net in die Nuwe Testament. Of dit is nie eers die Nuwe Testament, is deur ons geskep in ons tradisie, want ons gereformeerdes word soms daarvoor aangekla. Maar kom ons dink gou terug, jy moet my nou gou help of ek op die regte plek is. Maar ek onthou Preek daaroor. Nehemia 8. Ja. Die volk Preek het Sondag daaroor. daai podium opgehef. Die volk het gaan sit in respek vir God. Nou, dis al simbolies, maar simboliek is 'n goeie ding as dit reg is, nie? En dit het daaroor gegaan dat God se woord is God aan die woord. Die skrif, ons sê in ons reformeerde tradisie sê ons die Bybel is God aan die woord. En die prediker wat deur God se gawes deur die kerk eers innerlik aangewys word en dan bevestig word in sy roeping, uiterlik in die ampt bevestig word, is in aanhalingstekens, hoor my nou mooi, die profeet van God vir sy kerk en sy volk van ons tyd. Daar was altyd profete, maar ons het 'n profetiese verkondiger uit die woord van God vandag. Daai kansel verteenwoordig die groot herder, hoofletter H, se stem uit die hemel uit. God is aan die woord, deur die verkondiging van sy woord. En wat doen ons as dit Ja, wat dikwels die simboliek ook van 'n kansel wat in die kuns by 'n kansel is, dit lyk soos 'n oop Bybel. En dikwels word die oop Bybel tentoongestel, hier word God nagepraat. En ek wil net byvoeg, onthou ons het nou gelees in ons vorige punt. Wat is die kerk? 'n heilige vergadering. Daai woordjie heilige vergadering is baie belangrik daar. Ek wil terugroep en jy weet hiervan en ons kan die storie hier byvoeg. In Hermanus, 'n paar weke terug, hou hulle 'n nagmaal. NG Kerk Hermanus en hulle nooi moslems en ander geloofsgroepe om daai tafel te kom aansit. Het hulle die vrygemaaktes genooi, Jaco? Nee. En as Ja, hulle het die doppers ook nie genooi nie. As my kerk dit môre doen en ons het 'n klassies eksamen gehad laas Sondag en ek het vir die persoon wat geëksamineer word gevra, as jou kerk dit doen, wat doen jy? Of as jou kerk van jou vra om onbybelse dinge te verkondig of te doen, wat doen jy? Staan jy op teen jou kerkraad, bedank jy. Nie ek sal opstaan teen my kerkraad as hulle my uitskop, dan is dit so. Nee? As ouens dit al gedoen het en waarmee dit gebeur in die kerkgeskiedenis. Maar net om terug te kom na die punt toe. Ja, nie Christelike aanbidding is alleen tot die drie-enige God, nie? Ja, so die kansel is belangrik, maar in NGB 37 wat jy aangehaal het, katholiek. Ja. Daar is ook 'n belangrike woord. Ons gebruik dit deesdae nie meer so baie in Afrikaans nie, jammerlik, want ons is nie die katolieke kerk nie, maar katholiek het 'n historiese gewigtigheid en dit gaan oor dit wat die kerk van alle eeue in gemeen het. Ja. Daai in gemeen verwys na die ekumene. Wêreldwyd glo ons hierdie sake. Ja. En die ekumeniese belydenisskrifte wat die Rooms-Katolieke en die Protestantse eens met mekaar is die apostoliese geloofsbelydenis, die van Nicea en die van Athanasius. Wat veral hieroor die leer oor die drie-eenheid handhaaf, teenoor die dwaling van die Jode en die dwaling van die Mohammedane. Ons sê ons is nie een met julle in die geloof nie. Daar is nie middelgrond tussen waarheid en dwaling nie, en daarom aanbid ons nie saam nie, en daai aanbid sluit ook om saam te bid, om liturgiese ruimtes in die erediens met mekaar te deel, asof hierdie perspektief net so geldig soos die volgende perspektief is, wat eintlik beteken dat geen perspektief geldig is nie, want dit raak alles net opinie en mening. Maar wat ek tog wil uitlig is daar is, veral met perspektief, daar's die vraag van, wat sê die kerk oor X, Y en Z? Wat sê ons oor die oorlog in Sudan, of oor die vervolging van die moslems deur China, of oor die oorlog in Gaza, of in Oekraïne, en in die Kongo, en die vervolging van gelowiges in Nigerië, en oor geslagsgebaseerde geweld, en jy weet, daar's konstant hierdie goeters, wat sê julle, en as julle stil bly hieroor, dan is julle aandadig, en ons moet tog net iets sê. Wat sê die kerk, waar sê die kerk dit?
Nou in ons historiese liturgie, en ek dink ons doppers en die vrygemaaktes is dit eens, het ons die praktyk om die wet van die Here omtrent elke Sondag, soos wat dit in die 10 gebooie saamgevat is, voor te hou as God se wil vir ons lewens, vir die hele lewe. Daarin spreek ons moord aan, die wederregtelike neem van lewe, en veroordeel ons onregverdige oorloë, in watter vorm dit ook al mag wees. Ons spreek ons uit teen egbreek, so spreek ons onsself uit teen pornografie en die misbruik van die huwelik soos in selfde geslagverhouding. So ons, elke Sondag, hys ons eintlik 'n vlag wat sê, hierdie goeters maak vir ons saak. Maar ons hou nie noodwendig elke Sondag of elke maand 'n event soos hierdie, wat sê, hierdie is die een groot ding waarop ons al ons fokus plaas, en as jy nie deel hiervan is nie, dan stem jy mos nou saam dat die arme kinders in Gaza deur Israeli bomme doodgemaak moet word, jou vark. Dis die retoriek wat gedryf word. En ek verwerp dit totaal. Dit is nie, ek het nie nodig om so 'n event te hou nie, maar ons kan 'n kanselgebed doen, sê Here, wees asseblief genadig vir almal wat onder oorlog ly. In besonder dan hierdies of daardies. En ons kan bid, Here, dat daar na u koninkryk gesoek sal word, wat die ware vrede inhuldig, deur eers die hart nuut te maak. Dis nie iets wat van buite af kom nie, en daarom moet ons bid vir manmoedige sendelinge, wat dikwels felle vervolging beleef deur Joodse Israelies of sekulêre Israelies, en natuurlik deur militante Mohammedane, dat daar juis op die markplein 'n Jona sal gaan staan, of 'n Petrus, wat sê, God spreek. En hier is hy, en ek maak hom aan julle bekend, en julle moet bekeer, en julle moet glo. En solank as wat julle in opstand teen hom is, sal die vloek van die Here julle tref. En dit sien mens, die vloek van God. En ek sê dit nou met 'n erns, daar soveel gebrokenheid, omdat daar soveel opstand teen die Here is. En hy's besig om mense te brei, om hulle harde mense te brei, om hulle sag te maak vir die evangelie, en dan moet dit gepreek en verkondig word, en mag die Here sendelinge stuur, om sy uitverkorenes te gaan haal. Maar ons moet nie verbaas wees oor oorlog in hierdie wêreld nie. Dit is die stand sedert die sondeval, en dit sal so aangaan tot die wederkoms van ons Here. Die uitroep tot vrede, vrede, vrede. Dis dikwels 'n onverantwoordelike uitroep. Veral as daar, jy weet, dink jouself in vrede, vrede, vrede met die Tweede Wêreldoorlog. Nee, ons moet maar net terugstaan vir Hitler. Vrede is die belangrikste ding. Vrede is nie altyd goed nie. Nie as daar misdaad gepleeg word nie. Dan is onvrede 'n deug om te sê ons tree op teen dit wat verkeerd is. En natuurlik die konflik tussen die Israelies en die Palestynë, dit het historiese gevolge, en dit is ook 'n kraaines. Maar die oplossing daarvoor is nie 'n intergeloofsgemeenskap waar jy jou eie godsdiens verloon en sê ons is almal een rondom hierdie saak nie, dan dis ook vals. Ja, die ironie is, wat ek aan gedink het ook, Nick, is dieselfde moslim wat op baie kansel geklim het, is dieselfde geloofsgemeenskap wat Christene in Nigeria tans vermoor. Gruwelik bloeddorstig vermoor. En Mosambiek, ons buurland. Wat sê ons vir ons medebroers en susters as ons geloofsgemeenskap se mense op ons kansel kan nooi
wat ons broers en susters koelbloedig vermoor. Wat sê ons as ons 'n moslim na 'n nagmaaltafel toe nooi wat Jesus Christus onder sy voete trap, sy bloed vertrap? Soos jy reg sê, intergeloof is nie die antwoord vir vrede nie. Bid vir vrede dan. En bly in die regte pad van die skrif. Ja. Die Here verbied vermenging van aanbidding en hy roep sy volk uit die wêreld uit. Eksodus 20, ons wet, vers 3 tot 5, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen beeld maak nie, jy mag jou nie voor hulle neerbuig en hulle nie dien nie. So wat se sinergie is daar om iemand wat 'n ander valse god te aanbid te roep tot op jou kansel? 2 Korintiërs 6 roep die Here ons wanneer 'n wat se gemeenskap is dat tussen lig en duisternis? Wat 'n ooreenkoms het die tempel van God met afgode? Die kerk is die tempel van God. Nou ons is nie meer in die Ou Testamentiese bedeling waar die fisiese tempel is, maar die kerk is die tempel van God, die vergadering van die heiliges. En jou liggaam is ook 'n tempel van die God. Wat se gemeenskap is daar binne met lig en duisternis? Kan jy jou liggaam gee vir 'n hoer, vir die skrif? Want hierdie is geestelike hoere. Kan jy jou liggaam daarvoor gee? Kan jy jou siel en jou verstand en jou kerk daarvoor gee? En dan Jesus wat natuurlik vir ons baie duidelik stel as een middelaar, as een weg en waarheid en lewe. Daar's geen ander lewe buite die bloed van Christus nie. En ons katekismes leer dit ook vir ons duidelik. Ware aanbidding, Sondag 34. Is baie duidelik die oproep vir gelowiges dat ek alle afgodsdienst, towery, waarsêry, bygeloof, aanroeping van heiliges of ander skepsels moet verlaat en vir my, nie net verlaat nie, vir my. En die enige ware God reg leer ken en hom alleen vertrou. As jy 'n moslim wat 'n ander naam of 'n ander God aanbid in jou kerk innooi, dan hou jy jou nie hierby nie. Sondag 45, dat ons alleen tot die ware God wat hom in sy woord aan ons geopenbaar het sal bid, en wat ons alles beveel het, om van hom te vra. Dit is die manier hoe ons nie deur intergeloof aksies nie. Vir my is die ironie van intergeloofsgebed te midde van Christenvervolging, wat ek reeds genoem, maar dis 'n groot ironie. Gaan lees net Open Doors, so Worldwide Watch, om te kyk wat aangaan in die wêreld. Wat is ons mee besig? Wat is hierdie kerk mee besig? Sondag, artikel 29 van die NGB leer ons ook, wat ons aangehaal het in skrif, wees afgesonder, doen alles volgens die suiwere woord van God. So wat is ware aanbidding? Ons gereformeerde regulerende beginsels. Ek wil hierso net in die redeval Jaco met juist NGB 29, die kenmerke van die ware kerk. Eerstens dat die evangelie suiwer gepreek word, en die evangelie word nie suiwer gepreek waar aanhangers van valse godsdienste 'n gelyke platform geniet nie. Dan is dit nie suiwer evangelie bediening meer nie. Die gebruik van die sakramente, die kerklike tug, jy weet, daar's nie tug oor diegene wat 'n valse godsdienst handhaaf nie. En nou moet mens eintlik die stof van jou skoene afskop en sê hier moet ek ver langs verby gaan. Ek het 'n taak om te getuig, maar hierdie is nie die weg wat Christus in sy woord aanwys nie. Hier is ons menslike wysheid aan die gang. Maar dit is nie die weg van die woord wat gevolg word nie. Ja, duidelik, en my laaste opmerking nie, en dan nog dit vir jou afsluit. Die kansel is nie 'n simbool van menslike solidariteit nie, maar die plek waar God se openbaring in Christus verkondig word. Daar mag nie ander gode daar oopgestel word nie. Dit mag nie. Ons getuienis moet in liefde en in waarheid wees. Ons behoort van moslems, Jode en ongelowiges te bid en te getuig teenoor hulle. Nie saam met hulle te aanbid nie, maar om aan hulle die enigste verlosser te wys. My vraag wat ek aan gedink het is, sou ek het na videoklips gekyk waar hierdie predikant van hierdie kerk daar verstaan het en verskriklike uitroepe gemaak het. Mense het gesê dit is geweldig ontstel. Sou hy vir daai selfde moslim en Jood wat daar was in daai kerkdiens, terwyl hy daar op die kansel was, bekeer julle na die ware God toe, gepreek het. Hy kon nie, hy het homself gekompromiteer. So, ons moet waak teen valse vrede. Die skrif waarsku ons teen 'n vrede wat nie in waarheid gegrond is nie. Kerk wat vir menslike
Moenie bid sonder die waarheid van Christus, preek 'n ander evangelie. Daar's nie 'n ander boodskap vanoggend nie. Laaste woord aan jou nie, ons afsluit. Ek weet nie of dit wys is nie. Ek wil oor gesonde ekumenisiteit praat, nee. Ons in die gereformeerde kerk, julle by die vrygemaaktes, ons is al oor jare lank besig om 'n pad te stap en gesprek te voer op 'n amptelike vlak. Ek meen, ons is pelle, maar kerklikerwys is daar verskille tussen ons wat op 'n amptelike vlak uitgestryk word, en daar word stadig beweeg, daar word vrae gevra, daar word gesê, ons sien julle doen hierdie, en hoekom doen julle dit? En ons hou mekaar verantwoordelik, want ons glo in die ware kerk, en ons is ernstig daaroor. En ons wil nie ons eie gemeentes aan dwaalleer blootstel nie, of ons eie kerkverband nie. En ons het, en ek dink dit is verantwoordelik, nê? Ons het dieselfde belydenis, ons sing meerendeels uit dieselfde psalmboek en die dinge, maar dan soek mens mekaar op, dan kan jy sê, hier het ek werklik 'n broer in Christus wat saam met my praat, saam aanbid, maar iemand wat nie 'n broer in Christus is nie 'n broer in Christus nie. Jy kan 'n wonderlike vriend wees vir jou Joodse kollega of pel by die skool, of jou moslim pel saam met wie jy cricket speel en al die dinge, of jiu-jitsu doen, of wat ook al, nee, julle kan saam lag, julle kan saam braai, al die dinge, maar die nagmaal staan nie oop vir iemand wat nie in Christus glo nie. Ons moet nie dit wat heilig is vir die varke gooi nie. En dit is wat gebeur met sulke dinge. Dit wat kosbaar is, wat die Here se erfdeel is, wat hy in sy gemeente bemaak, kan ons nie net uitstrooi so semels vir varke nie. Dit moet gekoester word, en dit moet gewaardeer word, nie vir afgod nie, maar daar moet mooi daarmee omgegaan word, en hierdie maak het platvloers, dit is, ek wil sê die Engels is die platforming, soos wat jy ook sê, Jaco, die feit dat die evangelie nie met vrymoedigheid verkondig kan word nie, omdat dit jou maatjies wat jy genooi het gaan afronteer vir Christus. Ja. En jy toon daarmee wie jou vriende is, en wie jou vyand is, en dit is tragies as mens dit in daai lig beskou. Ja, dankie Nick. Ek wil tog ietsie laaste byvoeg by jou. Dit is liefdeloos om dit te doen, want jy weerhou daai persoon uit die geleentheid van die evangelie hoor, en jy bedrieg hulle met 'n valse vrede. Jy bedrieg hulle met 'n valse evangelie. Daai moslim en daai Jood, en wie ook al hy sekulêre persoon al was, moet die evangelie in waarheid hoor, verkondig van daai kant. En jy mag dit as 'n vreeslike daad van liefde beskou. Jy kom met almal in solidariteit bymekaar oor 'n saak waar jy humanisties baie ernstig voel. Maar jy roof hulle van die voorreg om vry te kom van die ewige hel. Nee. En in die eer van 'n verdoemenis in te gaan, deurdat jy 'n vals evangelie voorhou, 'n vals vrede. Dit is liefdeloos. Dankie Nick, dit was 'n langer episode, ek het verwag het gaan langerig wees, maar dit is goed, ek dink dit was 'n baie nodige episode, jy spaar 'n paar groot sake hier, en ek dink dis nie die einde van die gesprek nie, ek dink ons sal in die toekoms nog meer hieroor moet praat, want dit is 'n groot beweging in ons tyd. Baie dankie ook aan die luisteraars wat gereeld saam met ons luister, en ek weet daar's baie van u wat perspektief geniet. Luister gerus saam, deel dit met u familie en vriende, sodat hierdie boodskap van die waarheid kan deurgaan, dat ons bly reformeer terug na die skrif toe. Totsiens.